Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 19de Junie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag lees: Toerist sterf in Kruger Wildtuin nadat 'n wag hom per ongeluk doodskiet. Jou volle storie is hier. Nog berigte: Pala Komitee steeds aan die werk. Meer as die helfte van polisiekantore antwoord nie hulle telefoon in Suid-Afrika. Rassie gereed vir die Barbarians môre. Die Bulle teen Leinster in die VRK finaal vanaand. 'n Toerist het na bewering in 'n tragiese voorval in die Kruger Nasionale Park omgekom nadat hy glo per ongeluk deur 'n veiligheidswag doodgeskiet is. Volgens voorlopige inligting het die voorval plaasgevind terwyl die wag sy diens verrig het. Die toerist is noodlottig gewond en is op die toneel deur die mediese personeel doodverklaar. Die presiese omstandighede rondom die skietvoorval word tans ondersoek deur die polisie. Owerhede het nog nie die identiteit van die oorledene bekend gemaak nie en is ook nog nie bevestig hoe die skoot afgevuur is nie. Die bestuur van die Kruger Wildtuin en die polisie ondersoek die voorval. Meer besonderhede sal na verwagting bekend gemaak word sodra die ondersoek verder vorder. President Cyril Ramaphosa se posisie in die Pala saak is weer onder druk nadat die parlementêre artikel 8.9 impeachment komitee sy werk hervat het. Dit volg nadat die Konstitusionele Hof van Suid-Afrika beslis het dat die parlement se 2022 besluit om nie met 'n impeachmentproses voort te gaan nie ongrondwetlik was. Die komitee ondersoek nou weer of daar voldoende gronde is om aan te beveel dat 'n formele impeachmentproses teen Ramaphosa sal voortgaan. Ramaphosa ontken enige wangedrag en het hofstappe ingestel om die oorspronklike artikel 8.9 verslag te laat hersien. Hy voer aan dat die proses nie behoort voort te gaan nie voor die hof oor sy hersieningsaansoek beslis het nie. Die 31-lede komitee bestaan uit LP's van verskeie politieke partye en sal die beskikbare getuienis en dokumente oorweeg voordat dit 'n aanbeveling aan die parlement kan maak. Die komitee kan nie self die president uit sy ampt verwyder nie, maar dit kan slegs aanbevelings doen. Die helfte van Suid-Afrika se polisiekantore beantwoord glo nie hulle telefone wanneer lede van die publiek hulp benodig nie. Dit blyk uit onlangse bevindings wat ernstige kommer wek oor die toeganklikheid van polisiedienste. En het waarsku dat onbeantwoorde oproepe noodsituasies kan vererger, aangesien slagoffers van misdaad en ander inwoners dikwels nie vinnig genoeg met hulle naaste polisiekantoor in verbinding kan tree nie. Dit kan reaksietye vertraag en die publiek se vertroue in die polisiediens verder benadeel. Die situasie het opnuut oproepe laat ontstaan vir beter bestuur, voldoende personeel en gereelde monitering van polisiekantore om te verseker dat telefone betyds beantwoord word en die publiek die diens ontvang waarop hulle wel geregtig is. Die Matlanga Kommissie van Ondersoek het beslis dat die sakeman Tumelanku wel agter geslote deure mag getuig. Die besluit is geneem nadat sy regspan aangevoer het dat sy getuienis sensitiewe inligting oor lopende ondersoeke, polisie-inligtingsbronne en beweerde georganiseerde misdaadnetwerke kan bevat. Nku se getuienis in verband met die ondersoek na die beweerde hantering van 'n groot kokainbeslaglegging en beweringe van korrupsie en politieke inmenging binne die strafregstelsel. Die kommissie het bevind dat die beskerming van die ondersoek en die veiligheid van betrokkenes swaarder weeg as die openbare aard van hierdie verrigtinge. Hoewel die publiek en media nie toegang tot die geslote verrigtinge sal hê nie, kan die kommissie later besluit om gedeeltes van die getuienis of 'n opsomming daarvan openbaar te maak indien dit nie die ondersoek of enige persone in gevaar sal stel nie. Die saak waarin Cape Union Mart 'n dringende interdik teen die Palestine Solidarity Campaign, die PSC en verskeie betogers aanvra, is in die Weskaapse Hooggeregshof aangehoor. Die maatskappy vra die hof om 'n einde te maak aan uitlatings waarin beweer word dat dit volksmoord ondersteun, asook aan beweerde teistering van kliënte en personeel tydens betogings. Na die aanhoor van argumente van beide partye die hof sy uitspraak voorbehou. Dit beteken die regter sal die saak eers op 'n latere datum oorweeg voordat 'n finale beslissing oor die interdik aansoek gelewer word. 'n Datum vir die uitspraak is nog nie aangekondig nie. Die wêreld maak gereed wat klimaatkenners waarsku moontlik een van die sterkste super El Niño verskynsels in dekades kan wees. Verskeie internasionale voorspellings toon dat die weerstelsel later vanjaar aansienlik kan versterk met die potensiaal om wêreldwyd uiterste weerstoestande te kan veroorsaak. Die super El Niño kan langdurige droogtes in dele van Suider-Afrika, Australië en Suidoos-Asië veroorsaak, terwyl ander streke swaar reën, oorstromings en grondverskuiwings kan ervaar. Kenners waarsku ook dat die verskynsel landbou, voedselvoorrade, waterbronne en wêreldwye voedselpryse ernstig kan aanraak.
Internasionale hulporganisasies het reeds begin om noodplanne in werking te stel en befondsing aan te vra om miljoene mense in kwesbare lande teen die moontlike gevolge van hierdie weerverskynsel te beskerm. Alhoewel die presiese omvang nog onseker is, stem die meeste klimaatmodelle saam dat die risiko van 'n baie sterk El Niño gedurende die tweede helfte van 2026 aansienlik toegeneem het. Virgin Active is nog steeds een van die grootste gymketings in Suid-Afrika en staan bekend daarvoor om mense te help fiks word, spiere te bou en gesond te leef deur gewigte, klasse en persoonlike afrigting. Tog het die maatskappy die afgelope tyd 'n afname of stadiger groei in lede ervaar. Een van die hoofredes is finansiële druk op mense. Die lewenskoste in Suid-Afrika het gestyg. Kos, brandstof, elektrisiteit en huur is duurder. Baie mense sny dan eerder hulle lidmaatskap wanneer hulle moet bespaar. Volgens verslae kanselleer baie lede omdat hulle eenvoudig nie meer die maandelikse kostes kan bekostig nie. Nog 'n rede is prysverhogings. Virgin Active het oor die tyd hulle tariewe verhoog en sommige lede voel dat die gym te duur geword het. Die maatskappy sê die verhogings help om beter fasiliteite en 'n welstand ervaring te bied, maar nie almal sien dit as 'n goeie ware vir hulle geld nie. 'n Derde faktor is veranderde oefengewoontes na COVID-19. Baie mense oefen nou by die huis of buite, hardloop, stap, YouTube oefeninge en goed op tuis toerusting en is gewild en vervang hierdie gym vir baie mense. Die Blou Bulle se afrigter, Johan Ackerman, het glo sy beste moontlike span gekies vir vandag se Verenigde Rugby Kampioenskap, die VRK eindstryd teen Leinster. Volgens berigte het Ackerman besluit om 'n onveranderde en sterk begin 15 span te gaan, wat beteken hy vertrou grootliks op die spelers wat hulle tot die eindstryd gebring het. Die doel is om stabiliteit, ervaring en samewerking in die span te bou. Ackerman het voor die wedstryd beklemtoon dat die Blou Bulle beter dissipline moet wys, nie maklik punte moet afstaan nie en vinnig moet begin teen 'n sterk Leinster span. Die eindstryd teen Leinster Rugby is 'n groot toets aangesien hulle een van die sterkste spanne in die kompetisie is en reeds verskeie VRK eindstryde gewen het. Kortliks, die Bulle gaan met hulle sterkste span en mees gevestigde kombinasie hierdie veld op, omdat Ackerman glo dit gee hulle die beste kans om Leinster te wen. Amy Du Plessis is 'n Suid-Afrikaans gebore rugbyspeler wat tans internasionaal vir Nieu-Seeland se Black Ferns speel. Sy is gebore in KwaZulu-Natal, maar haar familie het op haar 7-jarige ouderdom na Nieu-Seeland vergesel, waar sy 'n rugbyloopbaan ontwikkel het. Sy speel vandag as 'n midfield speler en is 'n gevestigde lid van die Black Ferns. Du Plessis het reeds toets rugby vir Nieu-Seeland gespeel, wat beteken sy is nie meer beskikbaar om vir Suid-Afrika op internasionale vlak te speel nie, volgens wêreldrugby se reëls. Daarom kan sy slegs teen Suid-Afrika speel as sy deel van die Black Ferns is. Sy is bekend daarvoor vir haar sterk verdediging, goeie spoed en haar vermoë om verskeie agterlynposisies te kan speel. Sy was ook deel van Nieu-Seeland se wêreldbeker wenspan, wat haar status as een van die sleutelspelers in vroue rugby versterk het. Kaptein Laura Wolfhard het gesê, haar span is goed voorberei en gereed vir die uitdaging. Sy beklemtoon dat die Proteas in goeie vorm is en dat hulle selfvertroue die wedstryd ingaan, veral na sterk vertonings in vorige groepwedstryde. So wat maak die wedstryd belangrik? Hierdie kragmeting is belangrik omdat albei spanne meeding vir 'n plek in die uitloopfase van die toernooi. 'n Oorwinning kan die span se posisie in die groep baie versterk en later druk op die spanne plaas. Proteas wil staat maak op hulle sterk toporde wat lopies vinnig kan opbou. Ervare bowlers wat druk kan toepas in die middelovers. Goeie veldwerk wat dikwels deurslaggewend kan wees. Wolfhard se leierskap is ook 'n groot faktor, aangesien sy bekend is vir haar kalm benadering en bestendige kolwerk bo aan die kolforde. So Indië se uitdaging, hulle word beskou as een van die sterker spanne in T20 cricket. Hulle het 'n kragtige kolflys en gevaarlike draaibal bowlers wat op Engelse velde baie effektief kan wees. Alle oë is môre op die Springbok A-span, asook die hoofspringbokspan wat met 2 verskillende kragmetings gaan uitdraf teen Zimbabwe en die Barbarians. Die afrigter Rassie Erasmus het 'n sterk en goed gebalanseerde groep spelers saamgestel met die doel om verskeie kombinasies te toets om diepte in die span op te bou. Die wedstryde word gesien as belangrike geleenthede om nuwe kombinasies te beproef en spelers kans te gee om hulle waarde op internasionale vlak te wys. Die fokus van die wedstryde, die Springbokke bestuur gebruik hierdie wedstryde om nuwe kombinasies in die agterlyn en voorrye te toets, die jong spelers internasionale ervaring te kan gee en spanstrukture te verfyn vir groter wedstryde. Die teenstanders, Zimbabwe, bied 'n geleentheid vir fisieke spel en strukturele toetsing van die Bokke se verdediging en aanvalspatrone. Die Barbarians is bekend vir vrye, aanvallende styl wat die Bokke se dissipline en aanpasbaarheid sal toets. Die groter prentjie vir die Springbokke gaan nie net oor die uitslag nie, maar oor prestasie, kombinasies en die bou van diepte in hierdie groep. Erasmus se benadering bly fokus op langtermyn suksesse en voorbereiding vir toekomstige groot toernooie en toetsreekse.
Die wedstryd tussen Bafana Bafana en Tsjechië het met 1-1 gelyk opgeëindig, wat beteken dat beide spanne 1 punt elk deel. Bafana het goed begin en kon in fases in die wedstryd sterk druk toegepas het, maar het nie daarin geslaag om die oorwinning vas te maak nie. Die groepsituasie, die uitslag is egter 'n terugslag vir Suid-Afrika, aangesien hulle steeds onder in die groep staan na hulle vorige uitslae. Dit plaas nou baie druk op hierdie span vir hulle oorblywende groepwedstryde. Met nog net 1 of 2 groepwedstryde oor, is die situasie eenvoudig. Bafana moet hulle volgende wedstryde wen. Andersins sal hulle kanse om na die volgende rondes te vorder baie skraal wees. Die afrigter Hugo Broos en die spanbestuur sal waarskynlik fokus op beter afronding voor doele, meer stabiliteit in verdediging en om foute wat tot doele lei uit te skakel. Die gelykop uitslag hou Bafana nog in die kompetisie, maar dit beteken hulle is nou in 'n doen of dood situasie vir hulle volgende wedstryde as hulle wil deurdring na die uitklopfases. Advertensie van Netwerk 24, tekenin en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. U kan vir Diana Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1326, Polokwane 821, Lephalale 1025, Mbombela 922, Mahikeng 921, Pretoria 1021, Johannesburg 919, Ermelo 516, Galagari 1522, Gaborone 1123, Richards Bay 1623, Pietermaritzburg 919, Durban 1523, Port St Johns 1118, Pongola 1324, Maputo 1726, Bethlehem 516, Bloemfontein 718, Allewal Noord 718, Welkom 819, Vryburg 821, Kimberley 1020, Appington 1324, Prieska 1021, Springbok 1423, Karasburg 1222, Keetmanshoop 1321, Mariental 917, Alexander Bay 1325, Brandvlei 1021, Lourdes Bay 1324, Vredendal 1424, Kaapstad 1320, Sutherland 413, George 1219, Jeffreys Bay 1118, Kaberra 918, Grafreinet 714, Kapogelas 1317, De Aar 617, Molteno 311, Beaufort Wes 916, Oos-London 1018, Mabalane 1528. Ons verkorte weerberig vir die dag: Limpopo provinsie, sonnig en aangenaam, koel in die oggende. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk tot sonnig en droog. Gauteng, koud vroeg, later sonnig en koel toestande. Noordwes provinsie, sonnig en koel met 'n ligte wind. Vrystaat, baie koud in die oggende, sonnig en koel gedurende die dag. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en sag langs die kus, koeler in die binneland. Noord-Kaap, sonnig droog en koel tot matig warm. Die Oos-Kaap, koel met gedeeltelike wolke, enkele ligte buie is moontlik langs die suidkus. Wes-Kaap, koud tot koel met bewolkte toestande en reënbuie oor Suidwes en in die suidkuste. Die landbouvooruitsigte: koue oggendtemperature oor die binneland, motoriste word aangeraai om vroegoggend versigtig te ry waar mis of ryp kan voorkom. Reën word hoofsaaklik vir dele van die Wes-Kaap verwag. Die markaanwyser vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.45 teenoor Amerikaanse dollar. Die pond kos R21.76, 'n euro kos R18.85, die Australiese dollar kos R11.53, 'n yen kos 10 sent. Die prys van platinum is $1,712, palladium kos $1,286, die prys van goud kos $4,260 per fyn ons. Silwer per fyn ons is $67.95, Brent olie per vat is $79.55. Gedagte vir die dag: mag jy vandag met 'n glimlag, 'n positiewe gesindheid en nuwe moed hierdie dag aanpak. Maak die beste van elke geleentheid en geniet die naweek wat voorlê. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag vir almal en naweek en baie sterkte vir die Springbok span.